Ouers, hierdie een is vir julle. Afrikaans.com en AON is hier om julle te red van al die hordes, ouerskapsraad en kenners daar buite. Hulle het actual kundiges en spesialiste genooi om seker te maak jy weet presies hoe om die beste van jou kind te maak. En hier by my vandag is Dr. Liesel Baileyveld. Baie welkom. Jy's 'n life coach, 'n ouer jouself, so ek sien Adam 'n bietjie met jou te gesels oor positiewe ouerskap. Dankie Ja. Leandie, baie lekker om hier te wees. Wat is jou raad vir meeste ouers daar buite vandag? Ouers maak inderdaad vandag kinders groot in 'n baie kompeterende en vinnig veranderende wêreld. Ek dink meer as ooit is kinders onder ontsettende druk om te presteer, om te bewys, om te wees, om bo uit te kom. En in die proses maak dit hulle baie keer minderwaardig of hulle voel lae selfwaarde. Nou ek dink dit is in hierdie opsig wat positiewe sielkunde ouers nogal baie kan help. Positiewe sielkunde is 'n subdissipline van sielkunde en ons kyk in hierdie instansie spesifiek na wat maak mense sterk en goed. Dit is 'n wetenskaplike studie van al die faktore en aspekte wat mense maak floreer en wat hulle sterk maak en wat hulle optimaal laat funksioneer. So vanuit hierdie lens kyk ouers met ander woorde na hulle kinders na hulle sterkpunte. Ons werk aan wat is reg en wat is sterk. So ouers het nogal 'n groot rol om hier te speel om hulle kinders te help om daai sterkpunte te identifiseer, daarmee te werk, hulle met dankbaarheid groot te maak en om net hulle oë op die lewe gerig te hou en hulle geanker te hou in die lewe. Ek weet een van die gonswoorde nogal vandag is veerkragtigheid of soos baie mense dit ken, resilience. Hoekom dink jy dit is belangrik dat ouers dit ook het en hoe kan hulle dit ontwikkel? Wel, eers moet ons net kyk na die definisie van veerkragtigheid. Dit is die vermoë om terug te bons na 'n terugslag. Maar meer nog, dit is die vermoë om te groei uit daardie terugslag uit en uit daardie trauma. In die sielkunde praat ons van posttraumatiese groei. Nou, daarmee sê ek nie kinders moet eers trauma beleef voordat hulle kan groei nie, maar net om heeltemal blootgestel te word aan die stampe en die stote van die lewe en om 'n ouer of 'n opvoeder te hê wat daardie stampe en stote vir hulle in perspektief stel, vir hulle help om daardeur te praat, daardeur te groei, kan hulle help om hulle veerkragtigheid te ontwikkel. Nou, ouers speel 'n sleutelrol in die ontwikkeling van veerkragtigheid. Eerstens kan hulle help dat kinders besef dat hulle het keuses. Hulle kan kies hoe hulle reageer. Hulle kan nie kies die omstandighede waarin hulle groot word nie, maar hulle kan kies hoe hulle daarop reageer. Dit is 'n stukkie interne locus van beheer wat hulle het. So veerkragtigheid is iets wat ons kan inoefen en ons kan elke slag daarmee beter raak. En ouers speel 'n baie groot rol om dit vir hulle kinders moontlik te maak om veerkragtigheid aan te leer. Ek sou bly ons mense soos jy wat hierdie goed vir ouers leer. En dit laat my ook dink aan, ek dink dit is belangrik vir ouers om hulle unconditional love vir die kind te wys wanneer hulle sê maar gefaal het. En dit het nogal baie in emosionele intelligensie. Correct. En ek dink deesdae mense worry ook minder oor IQ want ons het besef dat EQ is eintlik belangriker. Maar kan mens emosionele intelligensie ontwikkel en hoe ontwikkel jy dit by kinders? Absoluut. Emosionele intelligensie is die vermoë om eerstens jou eie emosies te verstaan, dit te herken, dit toepaslik uit te druk en te bestuur. So ouers kan kinders help om emosionele intelligensie te groei deur hulle te help om eerstens hulle emosies te herken. Ons weet van kwaad en hartseer en bly, maar dis maar die paar primêre. Daar's 'n hele wiel omtrent. As mens van 'n kleurwiel praat, kry jy iets soos 'n emosionele wiel met verskillende emosies. En ouers kan kinders help om daardie emosies 'n naam aan te sit en vir hulle help om toepaslik op te tree. Dit is so belangrik dat kinders nie net kan act out nie, maar dat hulle sosiaal aanvaarbaar optree. En dit weer een bring ons terug by die vinnig veranderende wêreld waar ouers kinders moet grootmaak op die oomblik. As ons daai anker vir ons kinders kan gee, emosioneel volwassenheid, dan dink ek kweek ons hulle met karakter vorentoe in die lewe. Ag, so mooi. Ek dink ouers, julle moet asseblief by Liesel uitkom. Ek dink dit is fantasties. Suid-Afrikaners is kreatief en doelgerig gebore en hierdie entrepreneurs bewys dit. Kom kyk.